Die kerk is daar vir mense wat in plakkies wil dra. En ons het mense aanvaar wat plakkies wil dra. Want anders gaan die kerk nie meer relevant wees nie. Ons moet daar wees vir mense wat se voete ook maar bietjie vuil word. Jesus het plakkies gedra. En hy het kort mekaar se voete gewas. Maar dit was waar hy geleef het. En baie keer dra ons plakkies. En kan ons kom op die Sondag, bietjie ons voete was. Nee, bietjie skoon maak. Net bietjie vulnerable wees voor die Here, vir dit wat die Here wil doen. En ek weet daar's nie 'n vers wat sê, kom soos jy is nie. Maar daar is 'n vers waar die Here sê, kom na my toe. Sjoe. Matteus 11:28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek sal vir jou rus gee. Nee, ek sal besluit en eers kyk hoe lyk jy en lees jy die Bybel, bid jy en hoeveel keer was jy in Sondag hierdie kerk hierdie week gewees. Die Here sê jy na my toe kom. Maak saak waar jy is. Maak saak hoe jy lyk nie. Maak saak nie plakkies dra nie. Maak nie saak nie. As jy die keuse neem om na my toe te kom, sal ek jou aanraak. Sal ek vir jou rus gee. Want dit is God se hart. En soms kom die Here en hy doen iets in ons, voordat hy iets om ons doen. Want as die Here iets in jou doen, dan gebeur iets om jou. En dan gebeur iets om ons, omdat daar iets in ons gebeur het. Want as jou hart verander, Here sê, maar of die hart vol is, loop die mond van oor. Nee, as die Here kom en hy verander my hart, dan verander omstandighede om my. Mense se lewens word geïmpakteer. Goed is begin gebeur om en mense begin Jesus in my sien. Ek wil met jou praat oor 'n storie van 5 vriende wat ook plakkies gedra het. Maar een van hulle was lam en hy het op 'n bed gelê. En baie keer as jy 'n storie lees in Markus 2 van die verlamde man, dan vereenselwig onsself met hom, want in sekere mate, in sekere areas van ons lewens, voel dit baie keer, of Here, ek lê ook op die bed. Here, ek het ook 'n behoefte na U. Ek het 'n behoefte om na U toe te kom, sodat U kan gesond maak, sodat iets anders kan doen in my lewe. Maar dan onthou ons, dat daar ook 4 vriende was in die storie. 4 persone, 4 vriende, wat elkeen 'n hoek van daai ou se bed gedra het. En ons gaan praat oor die verlamde man, maar ek wil ook met jou praat oor die 4 vriende. Want baie keer moet ek en jy soos daai 4 vriende wees. Ons moet die een wees wat iemand na Jesus toe bring. Want ons is almal instrumente in sy hande. Dit wat my dink aan klei. As 'n storie wat sê ons is klei in die pottebakker se hande. Mense, dis lekker om te sê, ek is klei in die pottebakker se hande, maar daar's 'n proses. As jy klei is in die pottebakker se hande, want 'n pottebakker gaan uit en dan soek hy klei by 'n plek en as hy klei kry, dan sit hy die graaf in en hy haal die klei uit, maar die klei is nog nie heeltemal suiwer nie. Hy moet nog deur die proses gaan, dan vat hy pottebakker en hy klei terug na sy huis toe en hy begin hom knie. En dit is nie altyd lekker nie, maar hy knie hom, want as hy 'n klippietjie voel, dan haal hy 'n klippietjie uit en hy is besig om hy klei skoon te maak, besig om hy klei suiwer te maak. Partykeer kom die Here en hy vorm ons bietjie, hy druk ons en hy vou ons 'n bietjie, en dit is nie altyd lekker nie. Ons verstaan nie altyd hoekom hierdie goeders gebeur nie, en Here, hoekom moet ek deur hierdie ding gaan? En jy weet, maar partykeer kom knie die Here, want die Here weet iets wat ek nie weet nie. En hy kom en hy haal goedjies uit by lewe uit, wat nie daar moet wees nie. En dan vat die Here daai klei, die pottebakker vat daai klei en hy sit dit op sy wiel en hy begin hom spin. En dan werk hy hom van binne af uitwaarts. Hy werk hom uitwaarts, totdat hy 'n mooi vorm begin aanneem. En hy begin lyk soos 'n vaas. Maar vriende, dan stop dit nie. Want ek is nog sag, ek is nog kwesbaar. Dan vat hy daai vaas en hy sit hom by die vuur. Here, help ons. Here, ek wil nie deur die vuur gaan nie. Here, dit is nie lekker nie. Dit is seer. Maar die Here weet wat jy nie weet nie. En die Here wil jou hart maak. Wil jou hart maak, wil jou voorberei vir dit wat kom. En weet jy, as jy daai vaas in daai vuur het, dan is afgekoel. En jy slat hom met 'n ystertjie teen die kant, met 'n unieke klank.
Die Here gee vir jou 'n unieke klank. As jy deur daai proses gaan, jy toelaat, sê Jesus, Here, kom vorm my, Vader. Kom haal goed uit my lewe uit, Vader. Kom sit my deur vuur, Vader, suiwer my. Maak vir my in dit, maak my permanent, Here. Ek wil iets permanents wees in die hande. Dan wil ek vir jou sê, jy het 'n unieke klank. En jy's iets in die Here se hande, iets bereikbaar wat die Here wil gebruik. En dan begin dit ergens. Ek gaan nie net uit, en dit begin ergens. Dit begin dan by die voete van Jesus. Want Markus 2 vers 2 sê, en dadelik het baie saamgekom, so daar selfs by die deur nie meer plek was nie, en hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. Mense, dit begin by die voete van Jesus. Waar ek daar sit en ek hoor sy stem en hy deel sy woord met my, hy deel sy hart vir my en ek begin my volmaak, my wessel begin ek volmaak met iets. Want ek wil vir jou sê, jy kan nie by die voete van Jesus sit, vergifnis beleef, restaurasie beleef en nie 'n missie kry nie. As jy by die voete van Jesus sit, dan ek vir jou sê, elke liewe een van ons is 'n wessel. 'n Wessel is nie net daar vir iets nie. Dis daar om gebruik te word. Dis daar om iets te dra. Dis daar om gevul te word. Dis daar om iets te beteken. So ek wil vir jou sê, as jy by die voete van Jesus sit, en die Here begin in jou lewe werk, en hy begin sy hart, sy woord met jou deel, jy gaan 'n missie kry. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen. Dis 'n stuur, dis 'n uitgaan, dis 'n beweeg. Jy gaan 'n missie, jy kan nie daar bly nie. Jy gaan uitgaan, want dit is daar by die voete van Jesus en waar die behoefte van die wêreld bymekaar kom, waar passie gebore is. As jy by die voete van Jesus gaan jy hart kry vir die wêreld. Jy gaan jy hart kry vir die ou wat op die bed lê. En dan gaan daar 'n passie in jou hart kom. En jy gaan uitgaan en iets doen. Nie amazing nie. Want die Here sê, gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel en toe julle my voete gesit het. Ek het met jou gepraat. Gaan nou uit en gaan deel dit. Want as ander mense ook hierna toe kom. Die Here het jou geroep om die hoek van iemand se bed te vat. Markus 2 vers 5, en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde seun, jou sondes is jou vergewe. Hoor hierso mense, ek het dit gemis. En toe ek dit lees, toe sê ek, wow. Van die soos ek dink, as jy 'n missie ontvang, en jy stap uit in geloof, jou geloof stel iemand op vir 'n wonderwerk. Want kyk, kom ek lees dit vir julle. Toe Jesus hulle geloof sien. Wie se geloof? Die lang man? Nee, die 4 vriende wat hom ingebring het. Toe Jesus hulle geloof sien, toe sê hy vir die verlamde man, staan op en loop. Jy het dit amazing. So ek kan geloof hê vir iemand. Absoluut. Ek kan glo dat die Here iets in iemand se lewe doen. Ek kan glo dat die Here iemand se besigheid omdraai. Laat die Here iemand se finansies herstel. Dat die Here iemand laat opstaan wat lam is uit 'n bed uit, wat verlore is om Jesus te vind, om sy oë oop gaan. Dis hoekom ons bid, mense, en daarom gaan ek en ek connect met die mense en ek is in die mense se spasie en ek is daar. Ek hou die hoek van hulle bed vas. Sodat as die Here my geloof sien, kan hy iets in hulle lewe doen. Mense, het jy geloof vir iemand? Weet jy wat die Here kan doen vir iemand? Die Here kan jou geloof gebruik om iets in iemand anders se lewe te doen. Dit is nie amazing. Daarom moet ons die mense bring op plek toe waar die Here iets kan doen. Daar waar Jesus is. Ons moet die wêreld soek om op die verkeerde plek. Ons moet hulle gaan haal, so die hoek van hulle bed wat en na Jesus toe bring. Die 4 vriende het die verlamde man gevat en het hom na Jesus toe gebring. Maar baie keer as ek nie na Jesus toe bring, kom ons by 'n deur wat geblok is, of die deur is toe. Kom ek lees weer die storie dan, Markus 2,
van vers 1 tot 5. En na 'n paar dae het hy weer in Kapernaum gekom en die mense het gehoor dat hy in die huis was. En dadelik het baie saamgekom, sodat daar selfs by die deur nie plek was nie. En hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. En daar kom mense na hom met 'n verlamde man, wat deur vuur gedra word. En toe hulle van wie die skare nie naby hom kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was. En nadat hulle dit ook gebreek het hulle die bed waar die verlamde man op lê laat afsak. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde man: "Seun, jou sondes is jou vergewe." En dit is nie amazing, mense, baie keer as ons iemand gaan haal, ons bring hulle na Jesus toe, en kom ons by hom toe deur. Mense skare. Ek wil vir jou sê, moenie opgee nie. Moenie dink, dis nou so, ek kan nie by Jesus uitkom nie, ek het probeer, moenie opgee nie, mense. Moenie opgee nie. Want die Here het 'n plan. Hy wil dalk nie hê dat jy dan deel van die skare by die deur moet sit nie. Dalk wil hy hê dat jy by sy voete moet wees. En moenie tevrede wees om op die rand van die skare te sit, as die Here jou by sy voete wil hê. Druk deur, moenie opgee, want die Here soek jou by sy voete. As jy by daai deur kom, mense gaan op, deur wil hê hoor gaan op met die trappe, gaan na die dak toe. En as die dak toe is, breek deur mense. Moenie opgee nie, moenie dink jy's in 'n dak, breek deur mense, want die Here soek jou by sy voete, want hy wil vir jou meer gee as wat jy verwag. Dit is nie amazing nie. Die Here wil vir jou meer gee as wat jy verwag. Maar hier is die ander ding. As ek iemand na Jesus toe bring, is dit nie net vir daai persoon nie. Dit is ook 'n getuienis vir almal wat daar is. Markus 2 vers 10, Jesus sit daar so, wat sak die verlamde man hier langs hom, en Jesus sê iets. Jesus sê, maar dat julle kan weet. Hy praat met almal daarso. Kan jy sien, onmiddellik word dit wat daai 4 vriende begin het, gebruik dit Jesus 'n geleentheid om baie meer te doen as wat die 4 ouens daar op die dak verwag. Hulle verwag dat die Here iets in hierdie man se lewe doen, maar nou kom die Here en gebruik hy situasie en klomp mense se lewens word nou aangeraak. En sien, maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. En ander mense die vertrek, sy lewens kon aangeraak. Mense in jou omgewing, mense wat hoor, mense wat sien, mense wat deel was, mense wat die testimonies hoor, hulle lewens word aangeraak en hulle word gestig en iets gebeur in hulle lewens. Markus 2 vers 12, sodat almal verbaas was en God verheerlik en sê, so iets het ons nog nooit gesien nie. Mense, kom ons breek deur vir daai persoon, maar kom ons breek deur vir ander. Sodat die Here iets in mense se lewens kan doen. Ek en jy het 'n missie. Ek en jy nodig om die hoek van iemand se bed te vat en om te bring, waar die Here hom kan aanraak. Maar baie keer is ons ook soos daai ou wat op die bed lê. Dus ons sê jy sê, Here, daar's 'n area wat ek uitroep, Here. Daar's 'n area wat ek U nodig het, Vader. Daar's 'n area in my lewe wat ek hulp nodig het. En dan lees ons daarso in Markus 2, en hierso kom die 4 vriende, en hulle kom by die deur, hulle gaan op, hulle breek deur die dak, en hulle sit hom by die voete van Jesus neer, en hierso sê die Here vir die verlamde man, hy sê vir hom, seun, jou sondes is jou vergewe. Hy sê nie, staan op en loop nie, hy het dit later gesê. Nou, jy sê, ag nee, Here, as ek daai verlamde man was, en ek het op daai bed gelê vir jare, nee, Here, ek het nie baie sondes nie, nou sê vir my, ek vergeef jou sondes, Here, maar ek kon nie baie goed doen nie, want ek is verlam. Ja, miskien my gedagtes of iets van buiten dit, het ek nie baie sondes nie. Here Jesus, en ek leer ek is verlam.
En al my vriende doen al die wonderlike goeders om my en ek sien goed gebeur. Ek het begeerte om dieselfde te wees en begeerte om te loop en die volheid te lewe. En maar ek lê op hierdie bed, Here Jesus, en ek het hierdie begeerte vir jare om ook te kan loop. En nou hoor ek Jesus is hierso. En ek het die stories gehoor van hoe Jesus almal gesond gemaak waar hy gaan. En nou is my vriende hierso. En hulle sê, maar ek sê jou na Jesus toe vat, want ons het dieselfde stories gehoor. Nou staan hierdie opgewondenheid, want ek weet, vandag gaan die Here my aanraak, vandag het ek geleentheid om na hom toe te kom, want vandag gaan ek gesond word en alwaar ek kan dink is, die Here gaan my gesond maak. En hier is my vriende, ons kom by die deur en ons bietjie teleurstelling, maar hulle is bereid om op te vat, hulle is bereid om die ekstra myl te loop vir my, hulle breek die dag, en wow, hier sê ek by die Here se voete, ek gaan nou gesond word, en die Here sê, ek vergeef jou sondes. Ja. Mense, is die Here nie goed vir ons nie? Is die Vader nie lief vir ons nie? Want hierso kom 'n man wat verlam is, en die Here laat hom nie net loop nie, maar vergewe ook sy sondes. Hy kom met 'n behoefte, maar die Here gee vir hom meer as wat hy verwag. Die Here gee vir hom die geleentheid om te loop op aarde, maar die Here gee vir hom die geleentheid om die ewigheid in te stap. Kom aan, ons het die Here hand gee daar. Hier, hy sê hier. Want om vergifnis te ontvang, wedergeboorte ervaar, is seker die grootste wonderwerk wat in my lewe kan gebeur. Dis seker die grootste geskenk wat ek kan ontvang, en ek het julle seker 'n klein storie vertel, maar vir die wat hom nog nie gehoor het nie. Toe my seuns op skool was, ons saam met hulle gejourney, en daar was 'n jaar wat ons hospitaal toe gaan, elke dinsdag aand is ons hospitaal toe gaan vir mense gebid, want ek wil gehad het, hulle moet God beleef, hulle moet net hoor van God nie, hulle moet net hoor Jesus maak mense gesond nie, hulle moet sien hoe Jesus mense gesond maak. En ons het hospitaal toe gaan, ek het reg gesê, Here, raak mense aan, Here, ek wil hê my seuns moet hierdie goeie sien en beleef. En 3 keer deur die jaar het die Here nog niks gedoen nie. En ek gaan nie opgee nie, ons gaan deurdruk, ons gaan hierdie ding doen. En toe challenge die Here my. Hy sê vir my, Murdoch, jy het hoeveel mense het julle voor gebid hierdie jaar? Here, ek weet nie eers, jy eens vertel wie Here baie. Here sê, baie gehad en mense moet gesond word, absoluut Here. Maar die Here vra, het jy een keer gehoor en een van hulle dalk hemel toe gaan? Of jy het meer geworry oor gesond word, so jou seuns kan sien as wat jy bekommerd was oor daai ou se lewe, of hy in die hel gaan, wat die hel moet ek maak om gesond stap uit, maar hy gaan die hel toe. Die Here kom en hy gee vir daai ou meer as wat hy verwag. Hy ou kom miskien met die behoefte van, Here, ek is seer binne, daar's iets in my lewe, ek kort restaurasie, ek kort herstel, my finansies, my besigheid, dit. Maar hy dink nie aan die groot geskenk wat Jesus Christus vir hom het nie. Die lewe en lewe vir altyd, vir ewig. En die Here kom en hy gee hom alles. Dis nie wonderlik nie, hoe die Here werk nie. Vriende, miskien voel jy vandag, Here, ek het nie nodig genade. Ek wil vir jou sê, ek het vir jou goeie nuus vandag. Jesus is in die huis. Markus 2:1. En na 'n paar dae het hy weer in Kapernaum gekom en die mense het gehoor dat hy in die huis was. Die Here is in die huis. Die Here wil iets doen. Die Here is nie 'n ver God daar een kant nie. Die Here is 'n beskikbare God. En hy is vir jou beskikbaar vandag. Maar hier is die ding. Beskikbaarheid is nie die probleem nie. Dis die pad soontoe wat die probleem is. Want op pad soontoe kan daar 'n toe deur wees. Daar kan trappies wees. Daar kan 'n toe dak wees. Op pad soontoe kan daar vrees wees. Here, my identiteit, Here, wat geen mense dink. Here, ek weet of ek hier goed kan los in my lewe nie. Here, ek weet nie of daai goed kan los en nie volg nie. Here, ek weet nie of ek kan deurbreek nie, Here. Ek weet nie of hier dit vir my gedoen, ek weet nie of ek geloof het nie. Here, dalk glo ek, het ek nie geloof, Here, dalk is ek goed genoeg nie. Ek weet nie wat jou deur, of jou trappe, of jou toe dalk is nie. Maar vriende, ek wil vandag vir jou sê, as jy daar goed oorkom, gaan jy by die voete van Jesus sit, en hy gaan vir jou meer doen, as wat jy verwag. Maar jy moet hier as goed breek. Jy moet bal wees, jy moet uit boot in klim, jy moet nie worry nie. Jy moet een nieuw soet aantrek. Moet die wat nieuw soet ook nie. Maak nie saak wat die mense dink, jy maak saak wat die wêreld sê.
Ek gaan dit doen om die regte en ek het nodig om by die voete van Jesus te wees, sodat Jesus iets in my lewe kan doen. Ek wil vir jou sê, dit is verniet, maar dit is nie goedkoop nie. Jesus soek jy vir sy voete, want hy het iets verniet vir jou. Maar die prys is groot, want hy moes in die kruis gesterf het. Hy het sy lewe vir jou gegee, hy het deur al daai pyniging gegaan, daai houe, daai bespotting, daai spoeg, daai slaan, daai vernedering, om kaal aan 'n kruis te hang voor 'n hele wêreld, om al die sondes op te neem. Jesus het 'n prys betaal, dit was duur, mense, maar jy kry dit verniet. Maar ek wil dit op omdraai. Ek wil vir jou sê, jy kry dit verniet, maar daar's 'n prys. Jy gaan moet uitgaan. En dit is nie maklik, jy gaan moet staan teen die dinge van hierdie wêreld. Jy gaan moet staan teen mense se opinies. Jy gaan moet staan teen jou eie wil. En jy gaan moet staan, daar's 'n prys. En yes, om Jesus te volg is nie altyd maklik. Ek vra vir Paulus. Vra vir Jesus. Vra vir die disippels wat almal hulle lewens opgegee het. En behalwe een. Hulle almal gesterf. Nie van natuurlike dood nie. N.T. Wright het gesê, don't stay on the edge of the crowd. Ja, bly nie mense. Don't stay at the edge of the crowd. Dig through God's roof and find yourself at his feet. Here, ek wil by u voete wees, Here. Here, met alles wat ek daar wees. Ek wil deurbreek, help my, Here Jesus, want het goed dat my vashou. Here, het goed dat my terughou, Here. Ek het goed in my lewe, Vader. Help my, Here, dat ek daar kan deurbreek, Vader. Laat ek het nodig om by u voete te wees. Ek het nodig om deur u aangeraak te word. Ek het nodig, Vader, om te ontvang van u. Ek wil vir jou sê, jy gaan anders daar uit as wat jy aangekom het. Jy kan nie dieselfde wees nie. Ek wil vir jou sê, jy gaan nie terug deur die dag nie, jy gaan by die deur uit. En jy gaan nie net by die deur uit nie, jy gaan loop. Die Malande man het nie dieselfde daar uitgegaan nie. Hy's getransformeer, hy's verander. Ek wil vir jou sê, as jy die voete van Jesus is, gaan jy met die deur uit en jy gaan anders daar uit. Jy gaan loop, maar jy gaan nie net loop nie, jy gaan na jou bed dra ook. Daai wat jou gedraai, draai nou om, nou dra jy dit. Because your test will become your testimony. Want nou vat jy dit saam, maar dit blyk anders. Die prentjie is nie dieselfde nie. Ek lê nie meer op my bed nie, maar nou dra ek die bed, want ek gaan vir die mense vir die wêreld wys, kyk wat het Jesus gedoen. Hoe sê hy daar? Ek het nou vergeet, jou storie is nou vir sy glorie. Dit is nie amazing nie, nee. Is die Here nie goed nie? Mense, kom by die voete van Jesus, sodat jou storie nou vir sy glorie kan word. Let your taste now become the testimony for his glory. En die goed wat jou vasgehou het in die wêreld, mag dit die goeders wees wat jy nou vir die wêreld wys. Kyk hierso wêreld. Die Here het my verander. Ek is nie dieselfde man waaraan gegaan het nie, maar ek kom anders daai. Want hy was by die voete van Jesus. Toe doen hy meer as wat ek verwag het. Nie amazing nie. Markus 2 vers 11. Ek sê vir jou vandag, die Here sê vir jou vandag. Die Here sê vir jou. Staan op. Neem jou Bybel. Gaan na jou huis. Gaan na die plek. Dat jy bestem het. En ek het 'n bestemming vir jou, 'n plek vir jou. Gaan na huis toe, sodat jy huis kan glo. Sodat jy jou storie kan hoor. Sodat jy huis kan verander. Want nou is jy nie die missie nie, maar jy het die missie. En nou kan jy alles wat jy vat, ook 'n verskil maak. Niemand sien dit. En dalk is jy hierso. En jy is die een wat aangewapen word. En dit sê daarso, Markus 2 vers 12, so almal verbaas was, dat God verheerlik en sê, so iets het ons nog nooit gesien. Ek dink dit is tyd, dat ons bietjie verbaas word. Nee, die mense was verbaas toe hulle dit sien. Ek dink dit is tyd, dat ons bietjie verbasing veroorsaak.
Nee. Ja, maar ek weet nie hoe het gaan lyk nie. Ek weet nie hoe dit gaan doen nie. Maar ek weet een ding. Ek wil 'n bietjie verbaas word. Ek wil bietjie sien die Here move. Ek wil mense sien opstaan. Ek wil mense se lewens sien verander. Ek wil die kerk bietjie geshake sien. Ek wil sien hoe ons bietjie plakkies kan aantrek. En net bietjie iets anders wees, nee. Ek wil bietjie verbaas wees vir dit wat die Here wil doen. Johannes 10 vers 9. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Johannes 8 vers 36. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.